Omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Matteus 24:12-14. Liewe Here, magtige God, dankie vir u woord tot ons vanoggend, ons u kudde, ons u kinders. Ek bid, liewe Here, dat u dit wat belemmer, dit wat weerhou, dit wat keer, verwyder dit asseblief. Word vaardig oor ons, Heer, mag ons hoor wat u tot ons spreek deur die woord. Met danksegging in Jesus naam. Amen. As ons 'n titel vir vandag se boodskap sal gee, dan sal dit wees Tafeldek op die Titanic. Tafeldek op die Titanic. In die jaar 1912, as ek reg onthou, toe was die Titanic te water gelaat. Die grootste skip tot op daai stadium, en hy het Southampton hawe verlaat. En ons baie wat gesê kan word in opsigte van hierdie, maar dis 'n lywige boodskap, so ek gaan nou nie vir julle verveel hier so met al die goeie ten opsigte van die Titanic, maar mens kan baie van sê van dit. Maar grootste skip van sy soort tot op daai stadium, en hy is berig daarvoor dat iemand het mos die kommentaar gemaak, selfs God sal nie hierdie skip kan sink nie. Nee. En hy vertrek uit Southampton en hy maak 'n stop in Ierland en hy vertrek daar oor die Atlantiese Oseaan en 'n entjie van Nova Scotia af in Kanada. Hier gaan hy deur ysvelde en dit is net ysberge oralster die kant en daai kant. In die aand van die 14de April 1912 toe was die kaptein besig om te kuier met die belangrike vername mense en dit was 'n vreugde. Daar was lekker kos om te eet en daar was ligte wat geskyn het, en was lekker musiek wat gespeel het en alles was net fantasties. En daar bo op die dek agter die stuur het daar 'n man gestaan en hy het gesweet en hy het gekyk na wat hier so voor aan die kom was en hulle het ooggoeiste. En daar's baie wat mense kan sê ten opsigte van leierskap uit die verhaal van die Titanic, van hoe die hele storie hanteer was, en as baie wat gesê kan word vanuit hoe die skip gestuur was, want as hulle die ysberg direk getref het, dan was die kans wat hulle sou oorleef het groter as wat hulle dan effens gedraai het, dat hy teen die kant geskuur het en toe ook in trierad gegaan het en 'n groot gat geskeur het hier so uit die voorkant, uit die boeg van dit. Daar's baie wat gesê kan word ten opsigte van ingenieurswese, van hulle het hierdie panele gehad binnekant, hierdie kompartemente, wat ongelukkig dan oorgeloop het, en soos die een na die ander oorgeloop het, dan was dit onvermydelik dat die skip net sou groet. En hy het net ver genoeg gegaan om te sê, ons het kompartement 1, 2, 3 en 4, en toe is dit verby. Daar's baie wat gesê kan word ten opsigte van kostebesparing, want ongelukkig die eienaars van die skip, the Cunard Line, as ek reg onthou, maar ek vergeet, is dat hulle het 'n substandaard staal gebruik en substandaard klinknaals gebruik in die vervaardiging van die, wat in die baie koue waters dan ook moeilikheid gekry het. So vir 'n metallurg of 'n strukturele ingenieur, dan is dit 'n geweldige interessante gevallestudie. Maar wat gebeur het daai aand was baie interessant van as ons net kyk na dit vanuit mense. Net vanuit hoe mense werk. Want daar was mense wat binnekant die skip was en hulle was besig om te kuier en terwyl hulle besig was om te kuier, dan het hulle teen daai stadium dalk al klaar hoor, julle moet gaan na die lewensreddingsbote toe. Julle moet dalk hierso uitkom. Hierdie is dalk nie na wense vir julle nie. En hulle gedagte was, nee maar, hoekom, ek hoor wat jy sê, maar vir wat? Dis warm hier so binnekant, dit is gemaklik, dis aangenaam, die musiek is hierso, die kos is hierso, en alles is okay. Jy weet, my drankie is nie besig om te skuif op die tafel nie. En die vraag is dat hoe ver sou hierdie gaan, voordat die onvermydelike gebeur?
En die feit van die saak is dat die onvermydelike het toe gebeur. Daai tafel het so ver gegaan tot die punt hierso wat alles omgekantel het. En die skip het so met sy boeg eerste ingegaan. Ek het 'n paar prentjies wat ek vir julle kan wys. Dit is hoe hy gelyk het. So geweldige groot skip. As jy hom vergelyk met die grootste skepe vandag, okay, wel is waar, dan miskien nie soveel nie. Want dit is dan 'n prentjie, dis dan in sy silhouet voor 'n ander passasiersskip vandag. So jy kan sien, dit is 'n ordegraad verskil, maar as enigiemand wat al Kaapstad of Durban se hawe toe gegaan het, sou dan 'n idee hê van hoe groot hy eintlik was, want dit is dan 'n moderne skip, wat vragskip, wat teenoor hom is. Dis 'n baie groot ding, en as jy kan dink, daai ding wat besig is om so in die lug en op te styg, sien, die skroef is al hoog in die lug, die boeg is al diep onder. En julle ken die verhaal, ek hoef nie die detail daarin te gaan van dit nie, daar was 65 mense, ek dink wat hulle kon gepas het op 'n lewensreddingsboot, maar die eerste lewensreddingsboot het gegaan en daar was 'n fraksie van die aantal mense aan boord van dit. Hy het gegaan en die res van die mense was besig om te huiwer en te weifel en te twyfel, nee, maar dit kan nie wees nie, die skip kan mos nie sink nie, gaan nie wees nie, ysberg, Smuisberg, whatever, geef my nog ys hier so in my drankie, dankie, met ys ja. Dit was die gedagte. Ek moet nou hier, soos wat iemand dit baie mooi gestel het, ek moet nou hier so oor my baie mooi pak klere, dan moet ek nou hierdie lelike lewensreddingsbaadjie aantrek en vanuit 'n warm vertrek op 'n koue plek gaan staan. En mense was nie besig, terwyl hierdie ding besig was om so te lig en 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 te lig, voordat hy begin om te skuif. En die ding is dat, as jy, soms dan sit ons dinge hier so in die pad, wat maak dat dit langer daar gaan bly, maar die oomblik as jy daai goeders wegvat, dan skuif dit sommer baie vinniger. Maar hulle het allerhande kunsmatige goeders gehad, wat hulle self mee besig gehou het, en dit waarop hulle eintlik moes fokus, was nie die inhoud van hulle gesprek nie. Hulle was nie besig om te praat oor wat hulle eintlik moes gepraat het nie, hulle was besig om te praat van, joh, kyk daai meisie, of joh, ek wil hierdie besigheidstransaksie beklink, of joh, hierdie kos is lekker, of joh, wat ook al dit mag wees. Hulle was nie besig om te praat, prentjie asseblief, hulle was nie in die kol nie. Hulle was nie in die kol met dit waarvan hulle gepraat het nie. En ek wil gou 'n paar skrifgedeeltes met u deel, van wat is dit wat die mense in Jesus se tyd besig was om oor te praat. Wat was die primêre inhoud van hulle gesprek? En as jy 'n Bybel by jou het, blaai asseblief saam met my na Johannes 11 toe. Johannes 11. Daar's 'n paar dinge wat mens kan sien wat die aandag getrek het vir jou gemiddelde Israeliet. Ons gaan 'n paar plekke in die Nuwe Testament gaan ons daar kyk. Ek hoef nie te wonder van waaroor het hulle gepraat nie, want die Bybel sê vir ons. So kyk asseblief saam met my in Johannes 11, julle aan die einde daarvan, vers 47. En Jesus, dis nou net nadat Lazarus opgewek is. En die Fariseërs hoor hiervan, en hulle sê dan, wat sal ons doen? Hierdie man doen baie tekens. As ons hom so laat begaan, gaan baie mense in hom glo, en die Romeine sal kom en ons land en ons nasie albei afneem. Hulle was bekommerd oor die regering. Hulle was bekommerd oor die regering. Is ek reg? Ja, dis wat dit sê. In Johannes 8, dan sien ons ietsie anderster. Hulle was nie net bekommerd oor die regering nie, maar hulle was ook bekommerd oor die politiek. Oor die politiek. Ek het hierdie al voorheen gesê, en ek sal dit weer sê, is dat jou godsdiens eindig in jou politiek op een of ander stadium van die wedstryd. Hoe jy dink oor God, bepaal hoe jy dink oor mense, en hoe jy dink oor ander mense, wys vir jou van wat jou verhouding met God is, en hoe jy dink God is. En in Johannes 8, vers 48, die Jode antwoord en sê vir Jesus, sê ons nie met reg dat u 'n Samaritaan is en van die duiwel besete. Kan jy dink dat jy daai twee stellings eintlik bymekaar sit? Nee, dis is om vir iemand te sê, skree jy vir WP, jy kan seker ook steel, nee.
Ek het niks teen die, toe maar Claudia, ek het niks teen die stormers, nee. Ek het niks daar, dis net, maar ek het net nog gehoor dat daai gesê is. Ek skree net nie vir die stormers nie. Maar die punt van die saak is dat hulle stel die persoon se etniese stand as 'n Samaritaan gelyk aan duiwelbesetenheid. So die mense van daai tyd was baie bekommerd hierso oor etniese kwessies. Hulle was ook bekommerd oor ietsie anders in Markus 12 vers 14. Dan is daar 'n stukkie wat sê: Meester, ons weet dat u waaragtig is en u aan niemand steur nie, want u sien nie die persoon van mense aan nie, maar u leer die weg van God in waarheid. Is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Moet ons betaal of moet ons nie betaal nie? Vra die Fariseërs vir Jesus. En nie net was mense baie bekommerd oor die regering en oor politiek en oor belasting nie, hulle was ook bekommerd oor hoe vernaam hulle is. En is nou net 4 gedagtes wat 'n mens na kyk. Lukas 14, die laaste van ons klein steekproef oor wat het die algemene mens gedink op daai stadium. Jesus was by 'n maaltyd in Lukas 14 en hy was in die huis van die Fariseërs. So dis nie die kerkmense nie. Dis die Fariseërs, dis nie sy disippels nie. Maar hy merk vers 7 hoe hulle die voorste plekke uitkies. So ten opsigte van die regering, groot probleme. Ten opsigte van etnisiteit, jy's 'n Samaritaan. Ten opsigte van belasting, ek is nie heeltemal seker ek moet betaal nie. Ten opsigte van status, ek wil voorwees. Sekerlik, dan het dit beter gegaan met die disippels. Sekerlik, dit moes. Nie waar nie? Is dit nie? Dit moet wees. Kom ons kyk gou Lukas 24. Lukas 24, vers 21. Lukas 24, vers 21. Hierdie is na Jesus se kruisdood, dit is na Jesus se opstanding, en die Emmausgangers weet nog nie dat Jesus het opgestaan nie, hulle het net die gerug gehoor daarvan, maar hulle is nie seker van dit nie, en hulle stap, en hulle is verskriklik beswaard, en hulle weet nie nou wat om te maak nie, en Jesus kom stap saam met hulle, en hulle maak die stelling, vers 21, ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Hulle het gekyk vir 'n politieke oplossing vir hulle probleme. Nie waar nie. Dit was wat hulle fokus was. Hy sal ons van die Romeine dan verlos. Nie net het hulle 'n probleem gehad met die Romeine nie, hulle het sommer 'n probleem gehad met die Samaritane ook. Kyk gou in Lukas, einde van Lukas 9. Lukas 9 vers 54, dis op die skerm. Toe sy disippels, Jakobus en Johannes, dit sien, dis met betrekking tot 'n kommentaar van die Samaritane. Here, wil u nie hê dat ons moet sê dat daar vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het nie? Wat wou die disippels gehad het? Raak ontslaaf van die Romeine, brand al die Samaritane. Lees maar net wat dit sê. En ten opsig van belasting was daar ook allerhande vraagstukke. Petrus was baie bekommerd daaroor. Hulle self was ook gekonfronteer met die Markus 17, ek gaan hom op die skerm sit vir julle. Markus 17 en daar was Matteus 17, daar is nie 17 hoofstukke in Markus nie, ekskuus. Ek wou nou net sê, iets het nie lekker sin gemaak nie. Matteus 17 vers 24. Toe hulle in Kapernaum kom, het die wat die tempelbelasting ontvang na Petrus gegaan en gesê, betaal julle meester nie tempelbelasting nie? Antwoord, ja. Ek is nie seker wat om nou te sê nie. Sê maar vir hulle ja, en Jesus organiseer later vir hom 'n vis met 'n stater in sy mond. Verstommend. En nie net was hulle bekommerd oor dit nie, terug na Markus, terug na Lukas, en ek sit dit op die skerm vir julle, Lukas 9, vers 46. Dan sê dit dat daar 'n redenering onder hulle ontstaan oor wie van hulle dan tog die grootste was. Is daar 'n enorme groot verskil tussen dit wat die disippels van gepraat het en dit wat die gemiddelde lid van die kerk van gepraat het op daai stadium? Nie van dit wat ek kan sien in die lees van die teks nie. Nie van dit wat ek verstaan. Nie, dit het verander nadat hulle 'n post-opstanding ontmoeting met Christus gehad het. Ja.
toe daar 'n vernuwing is wat plaasgevind het, ja, toe was daar ietsie anderster. Toe daar iets anderster plaasgevind, maar op daai stadium, so wat ons hierso lees, die gemiddelde kerk, die gemiddelde disipel en die gemiddelde fariseer se denkwyse was nie baie ver verwyderd van mekaar nie. Nou ons, en ons, wat is die dinge wat ons oor praat? Wat is die dinge wat gewoonlik gesê word hier onder ons, tussen ons, oor die regering? Wat is die dinge wat gesê word oor die politiek? Wat is die dinge wat gesê word oor belasting? En wat is die dinge wat gesê word in opsigte van wie die vernaamste is en van wie die belangrikste is? En my vraag is dit wat ons oor praat? Is dit in die kol? Hou dit tred met dit wat dit moet wees? Is ons op koers in ons spraak? Is ons op koers in ons denkwyse? Want die vraag wat 'n mens onsself moet afvra, wat is dit wat Jesus sê oor die tyd waar ons nou is? Dit sou mos die regte ding wees om te doen. Want Jesus het in elke een van die gevalle van wat hy van gepraat het met die disippels, het hy hulle gewys op die regte pad. Soos hulle besig was om te kyk van wie is die vernaamste, hy gesê, hoor, gaan sit eerder agter. Hulle sal vir jou nooi vorentoe as dit nodig is, maar moenie jouself gaan voor belasting, betaal vir die keiser wat die keiser toekom, maar ek is jou bron, ek sal sorg vir jou. Kan ons nie hierdie Samaritane laat doodbrand nie, vertel hy die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Jesus het die heeltyd die gedagte van mense op hulle kop gedraai. En die disippels kom na Jesus toe, en dit is nou in Matteus 24. In Matteus 24 kom Jesus en die disippels naby die tempel, en hulle wil vir hom die geboue van die tempel wys, en Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Ek sê vir julle sekerlik, nie een klip op die ander gaan gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En hulle vra daarso vir hom, vertel ons, wat sal die tekens wees van die koms en die volëinding van die wêreld? Dit wat Jesus besig was om daarvan te praat, het betrekking ten dele op hulle en dan tot 'n groot mate op ons. Wat is dit wat Jesus gesê het oor ons tyd? Wat is dit wat hy gehad het om te sê oor ons tyd, waar ons gedagte moet wees? En deel van die rede van hoekom, ek vertel gou vir julle die agtergrond daarso van wat my geraak het om hierdie boodskap dan te bring. Ek lees soms die kommentare van wat ek sien die video's wat op YouTube verbykom elke nou en dan. En ek bring julle welkom om my foon te vat en die screen time te kom kyk op dit. Ek het dit onlangs ontdek. Wie was dit? Jonathan, is hy hierso? JT, waar is jy? Ek kan nie, daar's jy, okay. Nee, dat was nie jy nie, maar jy was daar gewees hierso. Jan Willem, waar is Jan Willem? Hy's nie vandag hier. Jan Willem het 'n aanbieding gedoen die een Vrydag aand vir die jeug wat hy gesê het, luister, almal vertel net gou vir my wat is die screen time goeters, en dit is daai aand wat ek ontdek het, daar is so 'n ding op my foon wat vir my kan sê hoe baie tyd bring ek deur op my foon en van verskillende goeters, en dit was vir my baie interessant. En dis wow, ek het nie geweet nie. So jy is welkom te kyk hier op my foon van hoe baie tyd ek dan deurbring op dit. En is nie baie nie. Maar die bietjie wat mens dan doen, is dan sien ek interessante goeders wat mense dan plaas, en interessante dinge wat mense dan sê oor daai plasings, en is interessante dinge waaroor mense opgewonde raak. En dan vra ek myself af, is ons in die kol? Is ons as adventiste, is ons in die kol met dit wat aan die gang is? Ek steek nou my nek uit, maar iemand het 'n rukkie terug die kommentaar gemaak teenoor my, dat ons moet oor ons femies kom oor wat ons eet, anders sal ons nie die tyd van die einde oorleef nie. So beteken dit dat ek nou ewe skielik 'n like waan, ek moet vrede maak daarmee om 'n like waan, die persoon was baie gesteld hierso op die wye omvang van dinge wat hulle vertel het, van wat jy kan eet, en wat jou bronne van water kan wees. En ek gaan dit nou nie vir julle sê nie, want dit is die tipe ding wat jy nie regtig wil hoor, net voordat ons middagete gaan doen nie. Maar dan vra ek myself af, is die persoon wat gered gaan word in die tyd van die einde, die persoon met 'n 4x4?
Die persoon wat gered word in die tyd van die einde is die persoon wat soos 'n waffer se Tarzan 'n slang se kop kan afbyt en vir homself 'n skuilings kan gaan bou en goeders die homself kan beveilig teen almal wat hier so om hom kom. Hy het vir homself 'n elektroniese netwerk gebou, so 'n skuilings waar binne hy kan wees en dan gaan niemand hom daar binne vind nie. Is dit 'n staalburger die antwoord vir die einde? Of is Jesus dalk die antwoord dan vir die tyd van die einde? Is ons in die kol met dit wat ons dink en wat ons glo en waar ons op pad is? Jesus is besig om te praat. En hy gee baie spesifieke instruksies in Matteus 24, in die 51 verse wat binne in dit is. Dan vertel hy daarso, hierdie is hoe dit gaan wees. En daar's is net 6 verse binne in dit wat praat daarvan vlug na die berge toe. Dis net 6. Die res dan sê, dit is so, daar gaan aardbewings wees, daar gaan oorloë wees en gerugte van oorloë, en daar gaan al hierdie goed gaan plaasvind, maar hoeveel is daar wat ons eintlik moet uitvoer? Hoeveel is dit wat hy gesê word, verwag dit, doen dit. En ons moet mooi die onderskeid tref van waar ons aandag moet vestig. Hierdie is wat gaan gebeur, maar doen dit. Ek moet tog daar wees, doen dit. En Jesus in Matteus 25 gee hy 3 gelykenisse, en ons gaan vinnig net so oor die oppervlak van daai 3 gelykenisse gaan, want dit is wat Jesus gesê het oor die tyd van die einde. En die eerste een was oor die 10 maagde. En die gelykenis van die 10 maagde, dan was daar 5 wat gereed was, en daar was 5 wat nie gereed was nie. Daar was 5 wat 'n pad gestap het saam met die Here, en hulle het 'n verhouding gehad met hom, hy het vir hulle geken, en hulle het vir hom geken, en hulle het nog steeds olie gehad in hulle lampe, almal aan die slaap geraak. En toe die bruidegom kom, dan lees ons, onderwyl hulle, dis nou diegene wat nie olie gehad het, die gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. As jy Jesus ken, kom jy in. Dis dit. As jy Jesus ken, kom jy in. En Jesus sê daar so aan die einde van hierdie, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Die betekenis, die belangrikheid van die gelykenis van die 10 maagde is gereedheid. Dis die klem, gereedheid. Ek wag nie vir iets om te gebeur in Amerika, of in die Vatikaan, of in die parlement, of iewerster soos daai, om gereed te wees nie. Ek is nou vandag is ek gereed, nou vandag, dan het ek daai verhouding met die Here Jesus wat ek aanknoop. Ek maak sy woord op, ek vra vir hom om tot my te spreek, en ek doen wat hy sê. Gereedheid is die eerste. Die tweede gelykenis is die een van die talente. Dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. Aan die een gee hy 5 talente, aan die ander een 2 en die ander een 1. Elkeen na sy vermoë en hy het dadelik op reis gegaan. Hierdie is 'n verteenwoordiging van Jesus wat vir elkeen talente gegee het en hy is dadelik op reis, as jy dit op daai manier wil stel. Hy is in die hemel besig om vir ons 'n woning voor te berei. En ons moet nou werk, ons moet nou woeker met dit wat vir ons gegee is. En elke een wat iets gedoen het, ontvang hierdie boodskap. Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. So as jy hierdie gevang het, moet jy ontvang het. Nie gevang, maar gevang, miskien het hy 'n sak geld so vir hulle gegooi, ek weet nie, maar 'n talent is bietjie groot. Waarskynlik net vir hulle gegee. Grappie, niemand het gelag nie, ek skuif aan. Ons is veronderstel om dit wat ons ontvang aan te wend. En wanneer ons dit wat ons ontvang aanwend, dan sal ons beloon word vir dit. Hierdie gelykenis praat van persoonlike aanspreeklikheid. Die eerste een is gereedheid, die tweede een is persoonlike aanspreeklikheid. Ek word gevra, wat het ek gedoen? Nie Pietie en Jannie en Sunny en so meer. Ek. Wat het ek gemaak? Ek. Het die Here vir my iets gegee? Ja, want al die diensknegte het iets ontvang.
Moet ek ietsie doen daarmee? Ja, ek gaan gevra word. Persoonlike aanspreeklikheid. Die derde een was waar die bokke en die skape van mekaar afgeskei word. Die koning sal vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee, ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. Daai woorde, te fantasties. Die eerste gelykenis praat van gereedheid. Die tweede gelykenis praat van persoonlike aanspreeklikheid en hierdie derde een praat van barmhartigheid. Het ek eintlik liefde? Gee ek genoeg eintlik om vir 'n persoon om hulle te help, hulle lyding te lenig? Was Jesus besig om te praat van gaar vir jouself op? Was Jesus besig om te praat daarvan is bewapen jouself? Was Jesus besig om te praat van enige ding soos dit met betrekking tot die tyd van die einde? Nee, hy was nie. Maar die opwinding wat opgewek word, wat daar's 'n spesifieke woord waarvoor ek soek, opspraakwekkende gedagtes, dit verkoop boeke. Dit kry kliks op video's. En elke klik wat daar is op 'n video kry meer advertensie en meer reklame beteken meer geld en so daar word dan video's gemaak van kyk, daar's haalkorrels wat 32 kg weeg wat besig is om te val in Israel. Kyk, daar's besig om hierdie vuur te brand op hierdie plek en daar. Kyk, die Rooi See is besig om droog te word en al sulke klas van goeters en dit is die een klug op die ander. En ek word dit elke nou en dan word goeie soos die vir my gestuur en dan sê ek kyk, ek as ek moet kyk, ek het nie die tyd om te kyk na eers die inkopieslys wat my vrou vir my gee nie, wat nog minder hier so al die video's wat mense vir my aanstuur. Ek doen dit nie. Ek terg net. My vrou gee nie vir my inkopieslys nie. Ons is nie veronderstel om te kyk na goeders wat van die teiken af is nie. Ons is nie veronderstel om daai te mis nie, want Jesus het vir ons baie spesifiek gesê van wie kom nie in die koninkryk in Matteus 25 nie. In Matteus 25 vers 12, hy sê, voorwaar, ek ken julle nie. As ons nie gereed is nie, word ons uitgesluit en hy ken ons nie. Omdat ons hom nooit geken het nie. In Matteus 25 vers 30, dan is dit nie dat die persoon nie ingekom het nie. Lees daar, werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van tande. Baie erger is om net buite te wees. Nou as jy buite en as geween en 'n geknars van tande. En die laaste een is dat hulle sal weggaan in die ewige straf, maar regverdig is in die ewige lewe. Die ewige straf vir diegene wat nie barmhartigheid toon nie. Sien julle van hoe dit dan eskaleer van gereed, persoonlik aanspreeklik, barmhartig. Want ek kan gereed wees en ek's net vir myself. Ek kan persoonlik aanspreeklik wees, maar ek doen dit met hardvogtigheid, maar dan as ek barmhartigheid toon, dan is ek op die regte plek. Ja, is ek reg? Maar die straf is dan ook toenemend. Uitgesluit, knars van tande, ewige straf. As dit nie daar is nie. Dis net hoe dit is. Dis wat Jesus gesê het in Matteus 25. En as ons hierdie weet, en ons dra kennis van hierdie, dan sit aha. En nou gaan iemand vir my sê, Werner, jy het geen idee hoe hard ek werk nie. Jy het geen idee hoe vroeg ek moet ry om die verkeer te klop. Jy het geen idee hoe lang ure ek moet insit nie. Jy het geen idee van hoe swaar ek trek nie. En ek wil net sê, toe maar, ek het begrip. Ek wonder ook van hoe op dese aarde is dit moontlik om dan te sê, okay Here, hoe dan nou? Want as iemand nou, is daar enigiemand wat hier so sit en dink van, Werner, ek kan eintlik nie meer dit vat om nog een ding by te voeg op die goed wat ek moet doen nie. Is daar iemand wat dalk hulle hand kan opsit en sê, Werner, ek's bietjie moeg en ek is oorlaai. Is daar iemand wat voel, is moeg en oorlaai? Is dit net ek sal my hand hoor opsit? Moeg en oorlaai? Daar's 'n paar mense wat dan bereid is om te sê, hulle is bietjie moeg en oorlaai. En nou as jy 'n boodskap hoor wat sê,
Jy moet jy's persoonlik aanspreeklik. Jy moet gereed wees. As jy nie hierdie barmhartigheid toon en vir 'n ou gaan besoek in die tronk nie, dan is jy verlore. Dan begin almal net om te sê, Dis nie die punt van die boodskap vandag nie. Dis glad nie dit nie. Dis glad nie. Hier is 'n boodskap van bemoediging. Dis 'n boodskap daarvan dat as ons oog op die regte teiken hou, dan werk dit net van self. Dit sal funksioneer. Jesus gee vir ons 'n baie spesifieke belofte, die middelste gelykenis wat in hierdie is, Matteus 25:22, dan sê dit, meneer, 2 talente, ek gebruik spesifiek die middelste ou, want ek ken mense wat die 5 talente het, die ouens wat so oorloop van goeders wat hulle kan doen, en ek is nie daar nie, ek weet van hulle, ek check hulle, en ek wonder, maar ek weet ek is nie die ou wat die 1 talent het nie, want ek is nie besig om net weg te steek en te sê, trek die skouers op. Ek wil nie daai ou wees nie. Ek wil baie graag hierdie ou wees. Baie graag. En wat die Here vir hom gesê het, die ou met 2 talente, sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Die ou wat die 5 talente gehad het, wat probeer het 'n opbrengs getoon. Die ou wat die 2 talente gehad het, wat probeer het opbrengs getoon. Die ou wat nie probeer het nie, het toe niks getoon. Maar as ons net probeer om iets te doen, om dit wat ons het aan te wend, opbrengs, beloning, en dan is daar iemand anderster wat gehelp word in hierdie hele vergelyking. Iemand anderster hoor dan die boodskap, iemand anderster word dan bemoedig. En die vraag is dan, is dit wat ek besig is om te doen? Is dit op teiken? Matteus 28, ek wil net gou hierso vir ons vat na daai toe. As iemand ek is nie seker van hoe julle hierdie lees nie, maar Matteus 28 vers 19, sê in die ou vertaling, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in al daai. En die klem hierso op dit. As dit sê gaan, dis nie gaan instruksie. Soos as ek sit hier en iemand sê vir my gaan, dan okay, nou moet ek nou opstaan, nou moet ek nou gaan in hierdie rigting. Dis nie hoe die woord gebruik word nie. As dit sê gaan dan heen, dit beteken dat terwyl jy besig is om te gaan. Ek skuis vir die mense op die kamera wat nou vir my moet probeer volg terwyl ek hier op en af marseer. Ek vra hom verskoning. Maar terwyl ek gaan, maak disippels. Terwyl ek besig is om dit te doen, maak disippels. Maak disippels nou. Wees 'n disipel, maak 'n disipel. So terwyl ek by die werk is, dan praat ek soos 'n persoon wat verlos is. Terwyl ek by my huis is, dan praat ek soos een wat verlos is. Terwyl ek besig is om in aanraking te kom met mense, dan praat ek soos een wat verlos is. Want dan is ek eintlik op teiken, want dan is my oë gefestig op die werklikheid. Ek is nie eintlik in wat ook al werk ek is, vir daai werk as sodanig nie. Ek is in dit, want ek moet op een of ander stadium van die wedstryd vir 'n persoon 'n boodskap gee wat dit nodig het, wat andersins nie sou gehoor het nie. Ek is nog steeds oortuig daarvan, is dat wanneer ons nie hiernamaals terugkyk na ons lewe, en die Here wys vir ons, daai interaksie wat jy op daai dag gehad het met daai persoon, het hierdie magtige verskil veroorsaak. Magtige verskil. En dan sal ons dit nooit besef nie. Maar terwyl ons gaan, dan praat ons van die goeders. En ek besef my persoonlike aanspreeklikheid. Ek besef dit, en ek is meer as bereid om te sê, ja Here, dis reg, gebruik my. Ek sit miskien 'n stomp voorwerp, maar u kan met hierdie stomp voorwerp, dan kan u 'n cricketbal, kan jy hom baie ver slaan. Doen dit soos jy goed dink. Hierdie is die werklikheid. Ons kan onsself soveel flou soos wat ons wil, dat hierdie eintlik oukei is, en dat dinge so gaan bly staan, en dat die wêreld gaan mal word, maar dis eintlik oukei, want ek het genoeg geld, ek het 'n pensioenplan,
Ek het mediese fonds, en dis eintlik okay, ek sal alright wees. Al lê dit die tafel so bietjie skuins, maar ek skuifel maar net so bietjie, ons pak goeders hier so onder die pote, en dan gaan dit, en dan ons maak dit werk. Maar dis alright, ek het nog iets hier in my glasie, en alles is reg. Maar die feit van die saak, broers, susters, waar ons onsself nou bevind, is daar's iemand nodig om die glas te vang, want daai ding gaan val, die wêreld gaan val, maar mag dit so wees, dat waar die Here vir ons naby daai situasie geplaas het, dat dit wat stikkend kan wees, dat ons dit dan sal vang. Ons is die bemanning van die Titanic. Ons is nie passasiers nie. Ons is die bemanning. Dis interessant om te sien hier, sodat as jy kyk na die syfers van die mense wat dood is, daar is baie meer mense, proporsioneel gesproke, van die bemanning wat dood is, as die passasiers. Dit was meer van die passasiers wat afgekom het, bemanning, oorwegend is hulle dood. Nou in ons geval, dan werk dit nie heeltemal so nie, ons gee onsself in hierdie lewe vir Christus, want as ons sterwe, dan sal ons lewe, nee? As ons lewe dan nie ag in hierdie lewe, dan sal ons nie sterwe nie, maar tog lewe. Die wêreld gaan in mekaar sak, dit gaan val, maar as mense wat dit nie weet nie, maar as ons hierdie goeie boodskap deel, dan sal iemand dit hoor. Werner, wat bedoel jy nou? Jy het nou 'n mooi demonstrasie gedoen van om 'n glas te vang en 'n tafel om te stamp. So what? Hier is die punt. Die Heilige Gees plaas vir ons in posisies wat ons met 'n persoon kan praat, wat ons kan spreek van die hoop wat in ons is. En die vraag is, het ons daai hoop? Het ons dit? Weet ons dat daar is ons lewensreddingsbote? Titanic analogie. Ja, ons weet dit. Kan ons vir mense vertel om daarby uit te kom? Ja, ons kan. Ons kan dit vir hulle sê. Maar ongelukkig, die manne van die wêreld begeer nie die lig van die waarheid nie. Hulle is een van gees met die wat, terwyl hulle bely dat hulle kinders van God is, nie hulle lig laat skyn in woorde van waarheid en dade van heiligheid nie. Bekommerd oor die politiek, was meer as enigiets anders, bekommerd oor die regering, bekommerd oor brandstofpryse, en hulle is nie besig om te praat reg nie. Onbekeerde mense wat aanspraak maak om Christene te wees, moedig die sondaar bloot aan om in sy sonde voort te gaan. Dis okay, bly sit by die tafel. Dis fyn, bly maar net sit. Ons kan nie. In plaas daarvan om te poog om die siele te red wat gereed is om te vergaan, leef hulle vir hulle self. Hulle werktye is leeg, daarom kan hulle lampe nie met olie aangevul hou word nie. En die vers waarmee ons begin het, Matteus 24, vers 12. Omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En nou hier die groot vraag. Moenie kyk na Amerika nie. Moenie kyk na wat se gereedskap het ek in my grypsak nie. Moenie kyk na daai goeders vir die tyd van die einde nie. Hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word vir al die nasies en dan sal die einde kom. Ons is gered, God dank. Mag ons gereed wees om dit oor te dra aan 'n ander. Daar buitekant gaan daar boeke wees, daar is boeke daar buitekant om Bybelstudies te doen. As jy nie een kry nie, kom vra vir my, ek gee dit vir jou. Gaan doen saam met iemand 'n Bybelstudie. Daar gaan 'n pamflet wees hierso vir 'n rookstaak. Gaan stap rond en gee vir 'n persoon daai pamflet om te sê, ek het vir jou 'n oplossing, dis gratis, kom gerus saam. En dan is daar 'n aanknopingspunt met 'n persoon. Dan kan hulle hiernatoe kom en dan doen hulle rookstaak en dan sien hulle dalk 'n bietjie liefde van iemand en hulle besef daar's iets meer. Want ons dink baie keer dat ons met die volledige oplossing wees. Ons is nie die volledige oplossing nie, ons is klein skakels in 'n ketting, in 'n lang ketting. En as ons net geweet het hoe lank daai ketting is wat neergelaat is vir ons, dit sal ons harte verbrysel en sag maak, sê dit mos. Ons is 'n klein skakel. Soos jy iemand sien hierdie week wat rook, geef hom een van daai blaadjies en sê vir hom, hierdie sal goed wees vir jou. As iemand teenoor jou 'n gedagte uitspreek van wat hulle wil praat van die Here, praat met hulle met die openheid van alles wat jy in jou het. Vra vir die Here in die oggend, Here,
het 'n afspraak met my vandag met iemand. Met wie wil jy hê moet ek praat? En as ons dan daai kry, gryp dit dan met al ons hande aan. Dan is ons op koers, dan is ons oë gefestig op die teiken, dan is ons op die regte pad, ongeag van die ander goeders wat ons doen. Terwyl ons besig is om kinders groot te maak en brûe te bou en tande te probeer regmaak en medisyne uit te deel vir mense by die apteek of vloere te skrob of wat ook al is wat ons doen. Dan is ons besig om hierdie te doen. 'n getroue dienaar wat die Here vir ons gegee het, dat ons dit aanwend. Ons is persoonlik aanspreeklik, ja. En hy het vir ons 'n opbrengs beloof. Ons is gered. God dank. Amen.